Maar spesifiek te kan dink aan die vrouefigure, en laat net jou gedagtes gaan, Ou Testament, 'n paar vroue wat vir jou uitstaan, Nuwe Testament, en ek dink die vrou wat seker die meeste uitstaan in die Nuwe Testament, is Maria, wat op hierdie kragtige manier, eenvoudig maar kragtig gebruik is, om ons te seën met 'n belewenis van die verlosser van die wêreld. Wat my laat dink aan die storie van Jesus se koms, is dat mense hulle neuse op 'n stadium opgetrek het en gesê het, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Ek bedoel, Nasaret. Jy al gehoor as jy vir mense sê, waar kom jy vandaan? En jy sê Standerton. Een van 3 reaksies. Die een is, waar's dit? 2, die mense wat daarvan weet, dis koud daar. En dan vertel hulle vir jou, ons het een of ander tyd daar deurgery en ons het doodgegaan van die koue. So dis die volgende storie. Of die derde een is, nou wat maak jy daar? Want wat kan uit Standerton uitkom? Ek is vanmôre so bevoorreg om te kan sê, ek ken iemand wat uit Standerton uitkom. En dis iemand wat kragtig deur die Here gebruik word. En inteendeel, ek dink sy het al duisende mense bedien, betrokke gewees saam met Suzette Hatting in Indonesië, wêreldwyd al by verskeie projekte en aksies betrokke gewees, en op hierdie stadium het die Here, dink haar hart so bietjie verdeel tussen 'n liefde vir Standerton en 'n liefde vir Malawi. En dis so groot voorreg om vanmôre vir haar te kan verwelkom. Amanda gaan vra dat jy na vore kom. En terwyl sy doen, daarom net ook sê, sy is deel van 'n ongelooflike begaafde gesin. Sy is baie besonder, maar julle, sy het 'n besonderse man, want iemand wat met haar kan uithou. Besef ek, dit moet 'n spesiale gawe wees. Sy is 'n besige by, dis so 'n wonderlike voorreg om jou saam met ons te kan hê, baie welkom. En Standerton is al vir 30 jaar, 2 wonderlike seuns getroud en al uit die huis uit, besig om hulle eie profiele ook 'n groot impak te maak. En wat vir my so inspirasie is van Amanda is die feit dat sy so 'n nederige, dalk klein in statuur, maar verseker nie klein in die gees nie, en so bereidwillig is om 'n kanaal vir die Here te wees. En mag sy vir elkeen van ons manne, inspirasie wees, om te sê, kom ons gaan voluit met dit wat die Here in ons lewens belê het, en moet nooit dat die verskoning van ek is maar net, en miskien ek is maar net 'n vrou, of ek bly maar net in Standerton. Die wêreld kan geraak word deur mense van Standerton, en Amanda is 'n toonbeeld daarvan. Kom ons gee vir haar 'n lekker applous. En ek weet regtig, omdat ons kan maar breek met jou, en we watch this space, en ons vertrou die Here regtig dat hy op 'n kragtige manier ook vanmôre jou getuienis hier sal gebruik om ons te bemagtig. Tydjie terug in Delmas in 'n NG gemeente bedien, die afgelope naweek, Vrydag, Saterdag, gisterand eers teruggekom, in Springs by 'n NG gemeente bedien, en dis letterlik oor die hele teologiese spektrum waar die Here haar tans gebruik. Ek onthou jare terug, toe ons met die leraarsforum begin het, en ek jou gevra het om dit by te woon, toe sê sy, maar sy voel daarom baie uit tussen die dominees. En nou sit sy die dominees op hulle plek. So dis 'n voorreg, en ons kyk uit met verwagting na wat die Here vir jou gaan doen. So mag die Here jou kragtig gebruik. Ons is lief vir jou. Dankie Dominee Etienne, ek is baie lief vir hierdie familie, en ek is baie lief vir Dominee Etienne en sy gesin ook. En goeiemôre liewe gemeente, dis baie wonderlik om vanoggend saam met julle te kuier. Ek wil net gou hierdie tegnologie oopkry, want dit is baie gemaklik om gebruik te maak van dinge wat jou op koers kan hou. Want ja, as 'n vrou in bediening en iemand wat 'n pionier is, 'n pionier van hart, kan ek vandag vir jou sê, ek is passievol oor 3 dinge. Die eerste ding waaroor ek passievol is om in die voetspore van Jesus te loop, waar hy my lei. Maak nie saak die teenstand nie, maak nie saak die opoffering nie, maar my absolute menswees, ek wil nou sê, kryf daarna, begeer dit, om in die voetspore van Jesus te loop, waar hy my lei, of dit nou in Afrika is, in die mees onmoontlikste plekke, en plekke wat selfs van mense in Malawi, pastore vir my sê, Mama, how can you even stay there? Dis te gevaarlik. En of dit nou is in Indonesië op een van die eilande of Standerton, ons eie dorp, maar ek wil in die voetspore van Jesus stap. Die tweede ding waaroor ek passievol is om vroue op te rig
En vir hulle te leer, jy het 'n plek. Jy het 'n plek in die koninkryk van God. Jy's geroep. Jy moet jou voet, jy moet jou plek vol staan. En die derde ding waaroor ek passievol is, en ek doen dit vir die laaste 30 jaar, is om plekke te bou vir kinders wat uit geweldige arm agtergronde kom. En geweldig, wat glad nie die voorreg het wat ons kinders het nie. Jy weet, en om 'n platform te skep, nie net vir skoling en om hulle 'n behoorlike lering te gee, nie of ek praat eintlik altyd Engels, okay, so vergewe my as ek hier en daar so Engelse woordjie vir julle vandag gaan gee. Maar ek is passievol om kinders te dissiplineer. Kinders, tieners, en ek het baie kinders wat pappa vir my gegee het onder my sorg. Ek het 40 tieners aangeneem wat ek dissiplineer en wat ons besig is om op te rig om leiers in hulle villages te word waar hulle woon in sentraal Malawi. Maar ons het dieselfde werk gedoen in Rooikoppen en baie ander plekke. En dis 'n voorreg vir my om op Vrouedag in my eie dorp ietsie met die vrou en jou man te kan deel. So my tema vir vandag is vroue wat vir geslagte bou. En ek het baie geleer by 4 vroue, waarvan 3 nie baie bekend is nie. Maar ek het baie inspirasie gevind in my moeilike dae, toe Abba my begin roep het, en ek besef het, ek kan nie meer nee sê nie, ek kan nie meer wegkruip nie, ek moet nou begin hardloop in die rigting wat hy my stuur. En ek gaan met jou, hierdie 4 vroue, vanoggend bietjie met jou gesels oor hulle. En daar's een vraag wat ek vanoggend in my hart het, wat ek vir elke vrou wil vra. Wat bou jy wat jou sal oorleef? En dit kan 'n vraag wees vir elke persoon wat vanoggend hier saam is. Wanneer ons aan groot bouers in die Bybel dink ons dikwels aan mans soos Noag en Moses en Dawid en Salomo en Nehemia. Maar diep tussen die geslagsregister van 1 Kronieke 7 ontdek ons die naam van 'n merkwaardige vrou. En ek dink 90% van julle het heel waarskynlik nog nooit hierdie naam gehoor nie. Haar naam verskyn in 1 vers. Daar's nie 'n hele hoofstuk oor haar geskryf nie. Ons lees nie van haar huwelik en haar kinders en die preke wat sy gelewer het, of die impak wat sy gemaak het, miskien in 'n gemeente nie. Maar God het iets besonders oor haar laat opteken. En hierdie vrou se naam is Sierra. En ons lees in 1 Kronieke 7 vers 24, sy dogter was Sierra. Sy het onder Bet-Horon en bo Bet-Horon en Uzen Sierra gebou. So, sy het gebou, sy was 'n bouer. Sy het nie net huise gebou nie, maar sy het 3 stede gebou. Het julle geweet van haar? Okay? So dit beteken dat hierdie vrou se visie verder gestrek het as haar eie leeftyd, in haar eie leeftyd. Wanneer sy 'n stad bou, en wanneer jy 'n stad bou jy vir mense wat jy nooit sal ontmoet nie, is dit so. Ons woon in 'n stad wat honderde jare terug gebou is, of in 'n dorp, en ek weet toevallig wie was die persone wat hierdie stad begin het. Maar hulle het nie van my geweet nie, hulle het nie van jou geweet nie, hulle het nie geweet hoe hierdie dorp Standerton oor 200 jaar gaan lyk nie. Maar hulle het gebou. So wanneer jy 'n stad bou jy met 'n toekomsvisie. Jy bou vir kinders wat nog nie gebore is nie, vir gesinne wat eendag daar gaan woon. Jy skep ruimte waarin toekomstige geslagte kan floreer. Jy's 'n visionair. Ek het verskriklik baie met God gepraat oor hierdie vrou, wat se naam Sierra is, en haar naam
beteken oorblyfsel, remnant. En is 'n interessante geskiedenis wat julle gerus kan gaan navors. En dit bring ons by 'n sentrale vraag van hierdie boodskap as ons oor haar dink. Vrou van God, wat bou jy vandag wat jou sal oorleef? Wat is daar wat jy doen? Heiliglik, wat die volgende 2 of 3 geslagte na sal opkyk en sal nastreef. Ons praat vandag nie net oor vroue wat iets bereik nie. Ons praat oor vroue wat nalatenskap bou. Vroue wie se gehoorsaamheid vandag 'n platform word vir God se doel in toekomstige geslagte. So Sarah, 'n vrou wat gebou het vir 'n toekoms wat sy nie kon sien nie. Ek het gaan kyk na daai woordjie bou, want ek wil altyd weet, is dit regtig wat God bedoel het? Het sy regtig gebou? Nou daai woordjie is ba in die Hebreëus en dit beteken regtig om te bou, dit beteken om te vestig, om op te rig en om te herstel. Wat 'n merkwaardige vers in die Bybel. Een vers van een persoon. So, in 'n wêreld waar die name van konings en krygers en stamhoofde dikwels opgeteken is, plaas die Heilige Gees hierdie vrou se naam in die Bybel. En dan kan ons 'n vraag vra, maar hoekom? Hoekom een vers, een naam wat meeste Christene nooit eers van sal leer nie? Of sal aandag gee aan hierdie naam nie? Omdat God die werk van getroue bouers raak sien. Die Hebreëse gedagte van bou het ons nou net na gekyk. God sien dit raak wanneer jy 'n ding vestig, wanneer jy dinge oprig in jou gemeenskap, in jou familie, in jou gesin. Sarah was dus nie bloot 'n toeskouer van haar generasie nie. Sy was 'n ware pionier en dit is hoekom haar hart en haar menswees my so aangeraak het toe ek dit die dag raak lees, dat daar 'n vrou is wat 3 stede kon bou, met die passie wat die Vader in my hart gesit het, om plekke wat vervalle is, te sien herbou, om deel te word van dit waar hy my stuur. Maak nie saak die prys nie, maak nie saak die teenstand nie, maak nie saak wat vir my wag nie, maar vir my is dit regtig waar en ek hoop jy voel my hart vandag. 'n Passie om te sien dat die hart van die Vader in gemeenskappe uitgeleef word. En ook deur ons as 'n vrou. Sy het iets tot stand gebring. Jy weet, die vraag wat ons osself kan afvra is daar iets in my hart wat ek het, wat ek tot stand wil bring? Sy het hierdie plek gebou, 3 plekke vir ander mense, wat sy nie sou ken nie. Is ek toekomsgerig? Het ek 'n visie van my dorp? Het ek 'n visie van my kerk? Is dit vir my belangrik om, as ek 'n lidmaat by Replika is, om hier betrokke te wees, sodat ons saam iets kan bou, wat geslagte later nou sal terugkyk en nog steeds geniet en sê, ek wonder hoe het dit gedoen. En dan is daar name wat mense sal onthou en sê, maar iewers in die verlede was daar 'n man en 'n vrou, of manne en vroue, wat bereid was om 'n prys te betaal vir die visie wat God gehad het vir 'n plek. So wanneer jy 'n stad bou jy dit nie net mure nie. Jy skep 'n plek waar mense kan leef, waar hulle kan ontwikkel, waar kinders kan groot word in vrede en vryheid, waar mense werk sal vind, waar waar geslagte kan floreer. So dit beteken Sarah se bouwerk het verder as haarself gestrek. As ek dink oor Standerton en ek kyk na ons boere wat generasieboere is en die nalatenskap wat oorgegee word, sien ek altyd dat daar 'n sterk boervrou langs die man geposisioneer was.
En ek sien altyd die invloed wat die mamma op die plaas op haar kinders het. Wanneer pa moet plant, wanneer pa moet oes, hoe word kos aangery? Jy weet, al daai, wil ek amper sê, dinge wat agter die gordyn gebeur. Maar dit help om die rat te laat rol, om die rat te laat loop. So daar's 'n belangrike koninkryksbeginsel wat ons kan leer vandag, en dit is dat ware koninkrykswerk word nie net gedoen om die bouer eer te bring nie. Dit word nie gedoen omdat die fokus op die bouer moet wees nie. Dit gaan oor die geslagte wat na die bouer kom, en elke visionair met wie ek te doen kry en met wie ek gesels, en die Vader seën my met mense van reg oor die wêreld, is mense wat 'n generasie visie het. Hulle bou nou, want hulle wil oor 2 of 3 geslagte sien, hoe hulle nageslag en die wat na hulle sal kom, tog gaan, weet, profit daarby, wat daar uit wins gaan kry. So vroue van God, miskien het God jou geroep om iets te begin. Ek moes al 2 skole begin. Dalk het hy jou geroep om 'n bediening te begin, om 'n besigheid of 'n gemeenskapsprojek te doen, om Bybelstudiegroep of 'n gebedsgroep te lei, om dissipline, disipelskapgroepe te lei. Moenie dink dit is net 'n projek nie. Dit kan 'n platform vir toekomstige geslagte word. Ek werk, soos julle nou sal weet, met die armste van arm kinders. En dis kinders van 3 jaar oud af, wat ons disipuleer, nie net vir hulle 'n goeie voorskoolse onderrig gee nie. En ek kan vir jou sê dat ons 5 en 6 jaar oud kindertjies het, wat 'n diens kan voorgaan in gebed, wat hulle in aanbidding kan voorgaan. Ek het 'n dogtertjie aan wie ek besonder baie aandag gee, haar naam is Prinses. Sy kom uit 'n geweldige arm familie. Haar pappa is 'n rasta, hy's verslaaf aan alkohol en aan marijuana. Maar daai klein dogtertjie, sy geesmens is so wakker vir die Here. Ek kan vir haar in 'n diens sê, Prinses, do you have a song? En sy sal opspring en sy sal 'n lied begin lei. Ek kan vir haar vra, Prinses, please, will you close the service for us? En sy sal opspring en sy sal 'n gebed bid wat jou wil laat omval. So ons moet verstaan dat ek praat vanoggend met jou oor hierdie vrou Sierra, en ek wil vir jou iets vertel. Net soos wat ek passievol is om in daai klein dogtertjie die koninkryk van God te vestig, sodat daardie geweldige demoniese kringloop van armoede en verslawing kan breek, en sy kan opstaan in hierdie familie en 'n pilaar vir die Here kan word. Dit is presies wat Sierra gedoen het. Wanneer ons verder lees oor een van die stede wat Sierra gebou het, Bet Horon, dan sien ons die vrug van die gehoorsaamheid van hierdie vrou, en hoe haar gehoorsaamheid 'n sterkte word, 'n strength word in die volgende generasie. So, hier word Sierra se verhaal besonder interessant wanneer ons na die dorpe se geskiedenis begin kyk. Een van die plekke wat met haar bouwerk verbind word, hierdie Bet Horon, het later 'n vesting geword waar God vir Joshua en die Israeliete kon veg. So julle kan gaan lees in Joshua 10. Wat sê God oor Joshua en Israel en die Amoriete? Toe die Amoriete hulle wou inval, wat het God in hierdie stad gedoen? Joshua 10:11 sê, en terwyl hulle vir Israel gevlug het, en op die afdraand van Bet Horon was, het die Here gaan groot klippe uit die hemel op hulle laat val, was haalstene. Dieselfde plek 300 jaar later. 300 jaar later.
Ek weet dat daar is boere wat 4, 5, 6 geslagte op 'n plaas is. En ons sien die effek van die nalatenskap van 'n familie. Maar hierdie was 'n vrou en dis 'n vrou van wie ek baie energie kry, want as dit moeilik raak, dan gaan lê ek op my bed en ek dink en ek praat met Abba, wie is die vrou wat U wil hê ek nou moet kyk? En miskien is dit so dat jou dogtertjie of jou kleindogter eendag gaan sê, ek wil soos my ouma wees. Ek wil soos my mamma wees. Ek wil soos my tannie wees. So, dit was daar waar God bonatuurlik vir Israel geveg het. Maar die Bybelse verbinding is steeds merkwaardig as jy na hierdie kyk. Okay. So, dit is ook waar God die son laat stil staan het. So, Sierra het 'n plek gebou wat vir die nageslag 'n stronghold kon word. 'n plek kon word waar hulle met God kon connect. Nou dink ons dat God kon vir Joshua veg as Joshua nie met God 'n kontak gehad het nie, as hy nie in kontak was, as hy nie in 'n verhouding was nie. Baie van die dorpe en die plekke waar ek bedien, is intens demonies belaai. Dis moeilik vir die mense wat daar woon om met God kontak te maak. Al is dit 'n waarheid dat elke mens verlang om met 'n lewende God kontak te maak. Maar ek en jy kan vandag in Standerton dinge bou. Ons kan bedieninge bou. Ons kan disippelskapgroepe oprig wat gaan maak dat die teenwoordigheid van God in hierdie dorp so tasbaar word dat mense wat demonies belaaide lewens lei, die Here Jesus kan ervaar en hom kan aanneem. Waar die evangelie 'n impak kan begin maak. En dit is die hart wat die Here vir my van Sierra gegee het. Dat Amanda, ek wil hê dat julle moet plekke bou, julle moet opbou, julle moenie afbreek nie. Plekke waar die teenwoordigheid van God duidelik sigbaar gaan wees. Jy weet nie wat God eendag gaan doen met dit wat jy vandag in gehoorsaamheid bou nie. Dan wil ek met julle gesels oor 'n ander vrou. Die Here het hierdie vrou op my pad gebring toe ons net voordat ons besigheid moes begin. En het haar lewe vir my uitgelig. En haar naam is Phoebe. Romeine 16 vers 1. 'n vrou wat met haar invloed en hulpbronne gebou het. So sy het nie stede gebou nie, maar sy het invloed gehad en sy het hulpbronne gehad. En Romeine 16:1 sê, ek beveel by julle aan ons suster Phoebe, wat 'n dienares is van die gemeente in Kenshria, dink ek is wat dit is. En dan Romeine 16 vers 2 wat sê dat julle haar ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê. Want, nou luister hierdie, want sy was vir baie 'n beskermster en ook vir my. Het julle al ooit so oor julleself gedink? Het julle al ooit gedink, vroue, dat jy 'n beskermster kan wees? Nie net vir jou gesin nie, nie net vir jou man nie, maar ook vir jou leraar byvoorbeeld. So en dan sê Paulus dat sy 'n helper of 'n weldoener van baie was, ook van homself. Paulus gebruik besondere taal om haar te beskryf. En ek wil so 'n bietjie daar in die Grieks vir julle ietsie wys wat my baie jare terug regtig geseën het en wat my die waagmoed gegee het om te doen wat ek doen vandag. Sy was 'n diakonos. Die Griekse woord diakonos dra die betekenis van 'n dienaar of 'n bedienaar. Phoebe was nie bloot 'n toeskouer nie, sy het gedien, sy het verantwoordelikheid gedra, sy het deelgeneem aan die uitbreiding van die koninkryk. Sy was 'n ondersteuner, 'n weldoener, 'n beskermer,
iemand wat vir ander instaan. En daai woord in die Grieks is prostatus. Nou, Phoebe het dit wat God aan haar gegee het, gebruik om ander te versterk. Haar invloed om ander te versterk, haar hulpbronne om ander te versterk, haar vermoëns, haar diensbaarheid. Alles het deel geword van haar koninkryksbouwerk. Is dit nie fenomenaal dat God hierdie vrou vir ons moet uitlig nie? Nou daai woord prostatus of 'n persoon wat 'n beskermer is, sê die woord ook, is iemand wat voorstaan. Iemand wat voorstaan en wat toesig hou. Dis 'n vrou, ouens, wat voorstaan, wat toesig hou. En so baie keer in my eie lewe was ek gediskwalifiseer as vrou om voor te staan of om toesig te hou. En ek wil jou vandag kom bemoedig. En elke man wie se vrou 'n roeping, en jy weet daai vrou het 'n roeping op haar lewe het en daarin begin wandel. Dit is goddelik en dit is Bybels. En die koninkryk het jou nodig. Jou gemeente het jou nodig. Jy hoef nie bakstene te lê nie om 'n bouer te wees nie. So sommige vroue bou met hulle finansiebronne, met hulle gasvryheid en hulle administrasie gawes, met gebed of met leierskap. Sommige bou deur iemand anders se roeping moontlik te maak, nie deur daar te wees en 'n leier te ondersteun in gebed. Of jou eie man wat 'n leier is natuurlik altyd ons nommer 1 fokus en ons nommer 1 roeping as vrou, ons man. Ek wil dit net sê in geval ons dalk wonder daaroor, maar ons praat nou van vroue wat bou in gemeenskappe. So sommige soos ek gesê het, bou deur iemand anders se roeping moontlik te maak. Moet nooit dink dat ondersteuning 'n minderwaardige roeping is nie. Dit is 'n geweldige, belangrike roeping. Ek sou nie die bonatuurlike werk kan doen in Malawi wat ek doen, sonder die ondersteuning van meeste mense wat anoniem in my bediening belê nie. Sonder daai ondersteuning sou die skool nie gestaan het nie, die sale en al die goed, die tuine, die plaas, alles wat bonatuurlik opgerig word in Malawi. En dieselfde met die werk wat ek in Suid-Afrika doen. Ons het projekte in ons eie land wat ek nie baie oor praat nie, maar waarmee ons besig is. So wanneer jy iemand help om te doen wat God hulle geroep het om te doen, word jy deel van die vrug. Die Here sê, jy sal deel hê in daai vrug. So Sarah bou infrastruktuur, maar Phoebe versterk bedieninge. En dan is daar 'n ander vrou. Nou hierdie vrou het die Here vir my gegee in 'n tyd wat ek 'n geweldige stryd in my lewe gehad het. 'n Stryd oor bediening. Here, is dit ooit u wil dat 'n vrou in bediening moet staan? Hoe sien u 'n vrou? En baie keer het die aantuiging gekom, ek het 'n fantastiese, fenominale man. Ek dank die Here vir hom. Hy cover my, hy ondersteun my, hy bou saam met my, maar hy's in die agtergrond, wat baie keer vir my groot probleme veroorsaak het. En God gee vir my hierdie vrou, die uitverkore vrou, 'n vrou wat die waarheid bewaar het. 2 Johannes 1 vers 1. Die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. Vers 2 Johannes 1. Terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees. Die hele brief handel oor waarheid, liefde, gehoorsaamheid, onderskeiding en die beskerming teen misleiding. Dit is dus 'n ander soort bouwerk. Dit is nie 'n stad nie, nie 'n finansiële ondersteuning nie, maar die bewaring van die waarheid van die woord. Waarheid is ook 'n erfenis. Ons praat dikwels oor wat ons vir ons kinders gaan nalaat. 'n Huis, geld, grond, besigheid, geleerdheid.
Maar een van die kosbaarste erfenisse wat ons kan nalat, is 'n liefde vir die waarheid van God se woord. 'n Huis kan verlore gaan, geld kan verdwyn, besighede kan misluk, maar wanneer die waarheid van God diep in die mens se hart geplant is, dra hulle iets wat geen ekonomiese krisis van hulle kan wegneem nie. Julle, ek bou kinders se lewens. Hulle kom by my aan. Van die kindertjies wat ek gekry het, Barend het my eendag geroep te sê, mevrou asseblief kom kyk net hier. Dis klein Vasten daar. Barend noem hom nou, hy's my customer, okay? Hy kon nie loop nie, hy kon nie 'n suigstokkie suig nie, want die wanvoeding het gemaak dat hierdie spiertjies van hom nie ontwikkel het nie. Maar as julle nou vir Vasten vandag moet sien in die disippelskapklas, en as 'n vraag gevra word, want ons betrek ons kinders van 3 jaar oud af in disippelskapklasse, en hulle doen alles wat van 3 tot 16 dieselfde. En as ons in ons uit by 'n wegbreek groepies gaan en daar's vrae, daai klein kindertjies antwoord. Die waarheid word in hulle vasgelê, maar nie net dit nie. Ons kinders het 'n liefde vir die woord begin ontwikkel. Kan jy jou voorstel dat daar 'n kind is in Standerton wat 6 dae 'n week vir 'n uur en 'n half na 'n disippelskapklas toe sal wil gaan? Kan jy jou dit voorstel? Kan jy jou voorstel dat in die geweldige besige program van ons kinders, hulle vir jou gaan sê, "Ekskuus tog mamma, pappa, ek kan nie my disippelskapklas vandag mis nie." Want hoekom? Daar's 'n liefde vir die waarheid van die woord. Daar's 'n liefde vir die woord in daai kind belê. So vrou van God, beskerm die waarheid in jou huis, in jou kind, in jou bediening en in jou gemeenskap. Die volgende generasie het nie net ons liefde nodig nie, hulle het waarheid nodig. Liefde sonder waarheid kan sentimenteel word. Waarheid sonder liefde kan hardheid word. Maar Johannes bring die twee saam. Waarheid en liefde werk saam. As jy jou kind liefhet, belê in die waarheid en in liefde vir die woord. Ek sien die effek daarvan, selfs in my kleinkinders. Dit is nie net my Afrika kinders nie, maar my eie kinders. 'n Liefde vir die woord, maar my kleinkinders, my kleindogters, sal my skakel vir al die oudste een en sê, "Ouma, daar's goed wat ek nie verstaan nie." En ons maak 'n afspraak. In die ou dae, toe hulle nog hier gewoon het, was dit in Burgundies. Dan koop ek vir hulle 'n lekker milkshake en wat ook al, en ek drink 'n koppie koffie. En sy vra net vir my al die vrae. Ons moet tyd maak om met ons kinders te sit rondom die waarheid en die vrae en vir hulle uit die woord te antwoord. Ek wil net hoor, het ek nog tyd? Die laaste twee vroue. Julle, hierdie twee vroue inspireer vir my geweldig baie. Louise en Eunice. Vroue wat geloof in die volgende geslag ingebou het. 2 Timoteus 1:5. Ek herinner my aan jou opregte, ongeveinsde geloof, wat eers in jou grootmoeder Louise en jou moeder Eunice gewoon het, en daarvan is ek ook oortuig, ook in jou. Paulus praat met Timoteus. En kyk na die lyn. Louise, Eunice, Timoteus, ouma, ma, seun, 3 geslagte. Paulus sê daar was iets in Timoteus wat reeds in sy ouma geleef het. Dieselfde opregte geloof. Dit het van een generasie na die volgende gevloei. Julle, as daar iets is wat my hart baie seer maak, is dit wanneer ek oplet dat Christene na hulle kinders toe die ding van kompetisie en jy moet altyd wen en jy moet die beste dra en jy moet die beste hê en sulke nalatenskap gee, maar as jy met die kind praat, het dat kind nog nie tot bekering gekom nie. Maar dit is wedergebore, ek wil sê geesvervulde Christene, en ek het onlangs met 'n jong paartjie 'n gesprek gehad wat 3 kinders het.
En die man sê vir my, ek is passievol vir die Here. En ek sê vir hom, hoe passievol is jy? Het jy al die evangelie aan jou eie kind verkondig? Het jy al met jou 3 kinders gaan sit en vir hulle gevra, maar ken jy Jesus? Verstaan jy geloof? Kan jy die stem van God hoor? En hy sê vir my, Tannie, ek moet vir jou sê, ek is skuldig, ek het dit ook nooit gedoen nie. En ek sê vir hom, ek het vir jou regtig 'n verrassing, jy is nie passievol oor die Here nie. Want die beste nalatenskap is 'n kind wat God dien, 'n kind wat die woord van God ken, 'n kind wat in sy geloof gevestig word. En dit was Louise en Eunice. En as jy nou so 'n bietjie in die geskiedenis gaan rondklap, gaan jy sien hulle het heidense mans gehad. Ek sê dit maar net. Paulus sê daar was iets in Timoteus wat reeds in sy ouma geleef het. Dieselfde opregte geloof. Dit het nie een generasie, het na van een generasie na die ander gevloei. Paulus kon net daardie fondasie wat reeds in Timoteus gelê is, gebruik en daarop bou, om Timoteus voor te berei vir sy bediening. So hierdie gedagte is vir my geweldig belangrik. Paulus het Timoteus nie van vooraf gebou nie. Toe Paulus hom ontmoet, was daar reeds 'n fondasie. Iemand het voor Paulus gekom. Hy het reeds gebid. Hy het reeds die woord geken. Hy was reeds lief vir die woord. Hy het reeds geloof gemodelleer. Hy het reeds saad geplant. 'n Ouma en 'n ma. So ons kan nie almal 'n Sierra wees nie. Maar ons kan 'n Louise en 'n Eunice wees. 2 Timoteus 3:14 sê en 15, maar jy bly by wat jy geleer het en waarvan jy verseker is en hoe jy van kleins af die heilige skrifte geken het. Van kleins af is wat daai skrif sê. Timoteus se openbare bediening het wortels gehad in 'n privaat huis. Ons moet dit nie miskyk nie, julle. Jou huis is die broeiplek. Dit is waar jy besig is om jou kind se toekoms te vorm. En ons het geen toekoms sonder die woord nie. Ons het geen toekoms sonder God se plan, of sonder dat sy plan aan ons bekend gemaak word nie. Ek dink in my eie lewe kan ek regtig getuig en ek dank die Here vir daai genade wat ons gehad het toe ons seuns jonk was. Het ons gebid en Vader het vir my en Barend gewys wat SP gaan word en François. Want daai skrif wat sê, jy met jou kind, train your child up in the way you should go. En dan in die ou dae sal hy nie van die pad af gaan nie, nee, dis wat dit sê. Ons het geglo dat ons 'n doel het en een van ons grootste doele was om seker te maak ons verstaan wat God wil hê ons seuns moet word eendag. En toe het Barend spesifiek begin om hulle toe te rus. Ons het nie vir hulle vertel wat hulle gaan word nie. Ons het nie gesê dit is wat God sê nie. Maar ons het hulle begin onderrig in daai pad om te sien of wat ons gehoor het van God die waarheid is. SP spesifiek programmeringstale aangekoop en ons het 'n ingenieur in Standerton gekry wat hom gehelp het om te verstaan hoe om te programmeer. Vir François het ons ontwerp programme aangekoop en albei van hulle is vandag gevestig in daai beroep wat God vir ons gewys het toe hulle sulke klein kindertjies was. So voordat daar 'n Timoteus op die bedieningsterrein was, voordat daar SP was, voordat daar François was daar Louise en Eunice se huis, 'n skrif, 'n gebed, 'n voorbeeld, geloof. Paulus kon help om wat Louise en Eunice reeds geplant het, verder te ontwikkel. Ons moet daaroor dink, as jou kind dalk op 'n dag hier instap en vir Dominee Etienne of Dominee Rikus of vir een van die jeugleiers sê, ek voel ek het 'n roeping op my lewe, dan sal dit 'n wonderlike nalatenskap wees as daai kind reeds in geloof standvastig is.
as hy reeds die woord van God baie lief het, as hy eintlik reeds die woord ken. En ek dink hierdie, vir elke vrou, is 'n baie maklike roeping om vir ja te sê. Jy het nie eintlik geld nodig daarvoor nie, jy het nie regtig 'n wonderlike voertuig daarvoor nodig nie. Jy kan net tyd spandeer, jou program oopmaak en tyd spandeer met jou kind. Onlangs het God vir my gesê, Amanda, jy's te besig. En hy het my gevra om van die nasionale platforms te bedank, waarop ek was, leierskapsplatforms, en mense het dit nie verstaan nie. Inteendeel, ek is 'n bietjie beoordeel daaroor, wat ook goed is nie 'n probleem nie, is nie my probleem nie. Maar ek sien vandag die vrug in die kinders waarin God my gestuur het se lewens, want ek het meer tyd vir hulle. Selfs al is ek in Standerton, dan maak ons aan daardie kant 'n rekenaar oop en aan my kant en ons gaan op Zoom en ek praat met my kinders en ek leer hulle deur Zoom. Daar is maniere wat God vir ons gegee het in die moderne wêreld wat dit vir ons soveel makliker maak om te bou. Ons moet net gewillig wees om daarvan gebruik te maak. So, nie elke vrou sal 'n stad bou nie, maar elke vrou kan iets bou. 'n Nalatenskap vir die volgende geslag. Sierra sê, bou iets wat toekomstige geslagte kan dien. Phoebe sê, gebruik jou gawes, invloed en hulpbronne om God se koninkryk te versterk. Die uitverkore vrou wat nie 'n naam het nie, sê, bewaar die waarheid, sodat die volgende geslag nie mislei word nie. Julle? Misleiding. Louise sê, jou invloed hoef nie by jou kinders te eindig nie. Dit kan jou kleinkinders bereik. Eunice sê, plant die woord diep in jou kinders, want jy weet nie waarvoor God hulle eendag gaan gebruik nie. Die wêreld vra, wat het jy bereik? Sissie, vrou van God, God se koninkryk vra 'n dieper vraag. Wat sal in ander mense voortleef omdat jy gehoorsaam was? Dis 'n belangrike vraag. En dan net 'n finale woord aan elke vrou wat vanoggend hier is. Bou getrou. Wanneer niemand jou so raak sien nie, bou. Wanneer daar opposisie is, bou, fokus. Wanneer jy nie die resultate sien nie, bou. Dien vrygewig. Gebruik wat God jou in jou hand geplaas het. Bewaar die waarheid. Moenie die volgende geslag aan die stemme van hierdie wêreld oorgee nie. Leer hulle die woord. Plant geloof. Bid. Dissiplineer. Mentor. Bemoedig. Bou met die oog op generasies. Die grootste nalatenskap, wil ek net weer sê, is nie net wat ons vir die volgende geslag nalat nie, maar wat ons in die volgende geslag inbou. So vrou van God, wat bou jy vandag? In jou kind, jou gemeenskap, jou gemeente, die volgende geslag, wat jy nooit gaan ontmoet nie, maar wat geseën sal wees deur dit wat jy opgerig het. Ek wil net 'n vinnige, kort getuienis met julle deel. My Malawi projek, toe Abba vir my daardie opdrag gee, het ek letterlik niks finansies gehad nie. As ek sê niks, bedoel ek wat ek sê, niks. En ek sê, Vader, ek is bereid om te bou. Toe uit die dag toe my hart breek, ek het tussen 120 weeskinders gestaan in 'n plek met die naam van Jakombe in sentraal Malawi. En die Here vat my terug op daai oomblik na waar ek as 'n 12-jarige dogtertjie ontdek het van deur Marie Jansen, 'n rubriek van Marie Jansen wat hy geskryf het oor gebed, evangelisasie, dominee Etienne.
En hy het verduidelik hoe belangrik dit is dat jy die evangelie hier verkondig in die dorp langs en in die uithoeke van die aarde. En ek het vir mamma gaan vra, wat is 'n uithoek van die aarde? En sy het daai groen staak ensiklopedias vir die van julle wat so oud is soos ek, julle sal daai staal ensiklopedias ken, na my toe gebring en gesê, die uithoeke van die aarde is nasies, lees. En ek het begin lees van Amerika en dit, en toe ek by Malawi kom, en ek sal dit nooit vergeet nie, daar was 'n fotootjie van kindertjies, het Malawi my hart gegryp. En as 'n kind van 12, het ek begin bid, en sê, Here, as jy my na 'n uithoek toe wil stuur, stuur my Malawi toe. En ek het tot 15 jaar oud daai gebed gebid. En toe vergeet daarvan, en weer omtrent op 19 en 20, en heeltemal vergeet. En op 50, toe stuur God my vir die eerste keer Malawi toe. Toe was ek al in baie plekke. Maar eers op 60, en ek moes baie gebedsreise doen, en baie dinge vir die Here in Malawi doen. Maar op 60, toe vat hy my na die plek toe, vir wie hy my hart gebreek het op die ouderdom van 12. En ek staan tussen hierdie kinders, 120 kinders is baie lief vir my, veral Afrika kindertjies, en hulle drom altyd om my, Barend sal kan getuig. Ek loop in 'n sentrum, en dan kom 'n Afrika mamma aangestap met 'n dogtertjie, en sy breek los en sy hardloop en sy spring in my arms in. En die ma is verstom. Sy sê, I'm so sorry. Ek sê, no, this is my life. So ek staan daar met hierdie kinders wat om my drom en aan my arms hang en doen. En die Here praat met my en hy sê vir my, Amanda, verstaan jy hoe belangrik is die gebed van 'n kind? En op daai oomblik vat hy my terug na waar ek as 'n 12-jarige dogtertjie gekniel het by my bedjie en begin bid het. Sê, Here, die Here breek my hart. So ek wil vir jou sê, ek het toegelaat dat die Vader my hart breek vir wat hy my geroep het om te doen. Dis om kinders te leer bid en lief te wees vir die woord en om op te staan uit hulle haaglike omstandighede, om te glo daar's vir hulle roeping, om te glo daar's vir hulle beter lewe, om te glo dat die groot God vir hulle ook 'n toekomsplan het. Is ons bereid om miskien net vir ons vir eie familie so te bou en om te begin by ons eie kinders, by die kinders in ons eie dorp? So, bou getrou, dien vrygewig, bewaar die waarheid, plant geloof, seën die volgende geslag. En met dit wil ek graag vra of die aanbiddingsspan, die gebed wat in my hart is daai the blessing, ons gaan dit in Afrikaans sing. Dan spreek ons die lied uit oor onsself, oor ons gesinne, oor ons dorp, oor elke kind wat hier rondloop, wat rigtingloos is, wat sonder hoop is, en vir wie ons dalk die antwoord moet wees in Standerton. Baie dankie, Dominee Etienne, vir die voorreg. Dankie, liewe familie.